Hoofstuk 5. Die gawe van die Gees. Toe Christus die Heilige Gees aan sy disippels beloof het, was hy na aan die einde van sy aardse bediening. Hy het in die skaduwee van die kruis gestaan, ten volle bewus van die groot skuldlas wat op hom as sondedraer sou rus. Voordat hy hom as offer oorgegee het hy sy disippels onderrig aangaande die noodsaaklikste en volmaakste gawe, wat hy aan sy volgelinge sou skenk. Die gawe wat die grenslose hulpbronne van die genade binne hulle bereik sou bring. Hy het gesê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Johannes 14 vers 16 en 17. Die Heiland het vooruitgewys na die tyd wanneer die Heilige Gees sou kom om as sy verteenwoordiger 'n magtige werk te doen. Die kwaad wat gedurende die eeue toegeneem het, sou deur die krag van die Heilige Gees weerstaan word. Wat was die gevolg van die uitstorting van die Heilige Gees op die dag van die Pinksterfees? Die blye tyding van 'n opgestane Heiland is na die uiterste dele van die bewoonde wêreld geneem. Na mate die disippels die boodskap van reddende genade verkondig het mense harte hulle aan die krag van hierdie boodskap oorgegee. Bekeerlinge het al alle oorde na die kerk toegestroom. Afvalliges het hulle opnuut bekeer. Sondaars het saam met gelowiges na die kosbare parel gesoek. Sommige wat die bitterste teenstanders van die evangelie was, het sy kampvegters geword. Die profesie is vervul. Die struikelende onder hulle sal in die dag wees soos Dawid, en die huis van Dawid soos die engel van die Here. Sagaria 12 vers 8. Elke Christen het in sy broeder 'n openbaring van goddelike liefde en welwillendheid gesien. Een gemeenskaplike belang het alles oorheers. Een aanleiding tot nastrewing het alle ander verswelg. Die strewe van die gelowiges was om die karakter van Christus soveel moontlik aan die dag te lê en om die werk om sy koninkryk uit te brei. Met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. Handelinge 4 vers 33. Deur hulle arbeid is uitverkore manne by die gemeente gevoeg. Manne wat die woord van die waarheid aangeneem en toe hulle lewe daaraan gewy het, om die hoop wat hulle harte met vrede en vreugde vervul het, aan ander te bring. Hulle kon nie weerhou of deur dreigemente afgeskrik word nie. Die Here het deur hulle gespreek, en na mate hulle van plek tot plek gegaan het, is die evangelie aan die armes verkondig, en wonderwerke van goddelike genade verrig. So kragtig kan God deur manne werk, wat hulle geheel en al aan die beheersing van sy Gees oorgee. Die belofte van die Gees is tot geen bepaalde eeu of ras beperk nie. Christus het verklaar dat die goddelike invloed van sy Gees tot die einde toe met sy volgelinge sou wees. Van die dag van die Pinksterfees af tot nou toe is die trooster na almal gestuur, wat hulle ten volle aan die diens van die Here oorgegee het. Tot almal wat Christus as hulle persoonlike saligmaker aangeneem het die Heilige Gees as raadgewer, heiligmaker, leidsman en getuie gekom. Hoe nader aan God gelowiges gewandel het, hoe duideliker en kragtiger het hulle van hulle heilandse liefde en reddende genade getuig. Die manne en vroue wat deur die lange eeue van vervolging en beproewing heen die grootste mate van die Gees in hulle lewens geniet het as tekens en wondere in die wêreld gestaan. In die teenwoordigheid van engele en mense het hulle die herskeppende mag van die verlossende liefde geopenbaar. Diegene wat tydens die Pinksterfees met krag van omhoog bedeel is nie daardeur van verdere versoekings en beproewings vrygestel nie.
Terwyl hulle vir die waarheid en vir die geregtigheid getuig het, is hulle herhaaldelik deur die vyand van alle waarheid aangeval, in 'n poging om hulle Christelike belewenis te ontroof. Hulle is gedwing om met al hulle Godgegewe kragte te stry, om tot die mate van die volle grootte van manne en vroue in Christus te kom. Daagliks het hulle om meer genade gebid, sodat hulle hoër en steeds hoër na volmaaktheid kon opstyg. Onder die werking van die Heilige Gees het selfs die swakste deur die beoefening van geloof in God geleer om die vermoëns wat aan hom toevertrou is te verbeter en om geheilig, verfyn en veredel te word. Naarmate hulle in ootmoed aan die vormende invloed van die Heilige Gees onderwerp het hulle die volheid van die Godheid ontvang en is hulle in die beeltenis van God verander. Die verloop van tyd het niks verander aan Christus se afskeidsbelofte om die Heilige Gees as verteenwoordiger te stuur nie. Dit is nie weens terughoudendheid aan die kant van God dat die rykdom van sy genade nie aan die mens op aarde vloei nie. Indien die vervulling van die belofte nie na wens geskied nie, is dit omdat dit nie behoorlik gewaardeer word nie. Indien almal gewillig was, sou almal met die Gees vervul word. Orals waar min aan die behoefte aan die Heilige Gees gedink word, daar is geestelike droogte, geestelike duisternis, geestelike verval en geestelike dood. Wanneer minderwaardige sake die aandag in beslag neem, ontbreek die goddelike krag wat so noodsaaklik is vir die groei en voorspoed van die kerk. Die krag wat elke ander seën met hom meebring, ondanks dit in oneindige oorvloed aangebied word. Aangesien dit dan die middel is waardeur ons krag moet ontvang, waarom honger en dors ons nie na die gawe van die Gees nie? Waarom praat ons nie daaroor? Bid ons nie daaroor? En preek ons nie daaroor nie? Die Here is gewilliger om die Heilige Gees aan diegene te gee wat hom dien, as wat ouers is om met goeie gawes aan hulle kinders te gee. Elke werker behoort tot God te bid, dat hy daagliks deur die Heilige Gees gedoop mag word. Groepe Christenwerkers behoort saam te kom om spesiale hulp en hemelse wysheid te vra, sodat hulle kan weet hoe om verstandig planne te beraam en uit te voer. Hulle behoort veral te bid dat God sy gekose gesant in die sendingveld met 'n ryke mate van sy Gees moet doop. Die aanwesigheid van God se Gees by die werkers sal aan die verkondiging van die waarheid 'n krag verleen wat al die eer en heerlikheid in die wêreld nie kan gee nie. Die Heilige Gees bly by die toegewyde werker van God waar hy hom ook mag bevind. Die woorde wat tot die disippels gerig is, word ook tot ons gespreek. Die trooster behoort net so seer aan ons as aan hulle. Die Gees voorsien die krag wat strydende, worstelende siele in elke noodgeval te midde van die haat van die wêreld en ondanks die besef van hulle eie tekortkominge en foute onderskraag. In verdriet en verdrukking, wanneer die vooruitsig donker en die toekoms verwarrend voorkom en ons hulpeloos en alleen voel, dit is juis die tye wanneer die Heilige Gees die hart in antwoord op die gebed van geloof troos. Dat iemand onder buitengewone omstandighede geestelike vervoering aan die dag lê, is geen afdoende bewys dat hy 'n Christen is nie. Heiligheid is nie opgetoondheid nie. Dit is 'n algehele oorgawe aan die wil van God. Dit is om van elke woord wat deur die mond van God uitgaan te leef. Dit is om die wil van die Hemelse Vader te doen. Dit is om God sowel in beproewings en duisternis as in die lig te vertrou. Dit is om deur die geloof en nie deur die gesig te wandel nie. Dit is om jou met onvoorwaardelike vertroue op God te verlaat en in sy liefde te bly. Dit is nie noodsaaklik vir ons om presies te kan beskryf wat die Heilige Gees is nie.
Christus vertel ons die Gees is die trooster, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan. Daar word onomwonde van die Heilige Gees gesê dat hy in sy werk om mense na die waarheid te lei, nie uit homself spreek nie. Johannes 15 vers 26 en 16 vers 13. Die aard van die Heilige Gees is 'n verborgenheid. Mense kan dit nie verklaar nie, want God het dit nie aan hulle geopenbaar nie. Mense met onwerklike idees kan skrifgedeeltes saamflans en daar 'n menslike uitleg aan gee. Maar dit sal die gemeente nie versterk om hierdie idees aan te neem nie. Aangaande sulke verborgenhede wat vir die mense verstand te diep is swye goud. Die taak van die Heilige Gees word met die woorde van Christus duidelik aangegee. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Johannes 16 vers 8. Dit is die Heilige Gees wat van sonde oortuig. Indien die sondaar aan die besielende invloed van die Gees gehoor gee, sal hy tot berou gelei word en insien dat dit belangrik is om die goddelike vereistes te gehoorsaam. Aan die boetvaardige sondaar wat na geregtigheid honger en dors, openbaar die Heilige Gees die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy sal dit neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig, sê Christus. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes 16 vers 14 en 14 vers 26. Die Gees is as 'n herskeppende middel gegee om die heil wat deur die dood van ons verlosser teweeggebring is, doeltreffend te maak. Die Gees trag voortdurend om die aandag van die mensdom te vestig op die groot offer wat aan die kruis van Golgotha gedoen is, om die liefde van God voor die wêreld te ontvou en om voor die oortuigende siel die kosbaarhede van die skrifte oop te stel. Nadat die Heilige Gees van sonde oortuig en die maatstaf van geregtigheid aan die verstand geopenbaar het, neem hy die liefde vir aardse dinge weg en vervul hy die siel met 'n verlange na heiligheid. Die Heiland het gesê, hy sal julle in die hele waarheid lei. Johannes 16 vers 13. Indien mense gewillig is om hulle te laat vorm, sal die heiligmaking van die hele wese tot stand kom. Die Gees sal die dinge van God neem en dit op die siel afdruk. Deur sy krag sal die lewensweg so duidelik gemaak word, dat niemand daarvan hoef af te dwaal nie. Van die begin af werk God al met sy Heilige Gees deur menslike werktuie, om sy doel ten bate van die sondige mensdom te volbring. Dit is in die lewens van die aardsvaders geopenbaar. Aan die gemeente in die woestyn het God in die tyd van Moses ook sy goeie Gees gegee om hulle te onderrig. Nehemia 9 vers 20. En in die dae van die apostels het hy deur middel van die Heilige Gees op 'n magtige wyse vir sy kerk gewerk. Dieselfde mag wat die aardsvaders ondersteun, wat Caleb en Joshua van geloof en moed voorsien het en wat die werk van die apostoliese kerk doeltreffend gemaak het, het Gods getroue gelowige kinders in elke daaropeenvolgende eeu bygestaan. Dit was deur die krag van die Heilige Gees dat die Waldenser Christene gedurende die duister middeleeue gehelp is om die weg vir die hervorming voor te berei. Dieselfde mag het die pogings van edele manne en vroue wat die weg gebaan het vir die totstandkoming van hedendaagse sendingvelde en die vertaling van die Bybel in die tale en dialekte van alle nasies en volke met sukses bekroon. En God gebruik sy kerk vandag nog om sy doelstellings op aarde bekend te maak. Die boodskappers van die kruis gaan vandag nog van stad tot stad en van land tot land om die weg vir die wederkoms van Christus te berei.
Die vaandel van Gods wet word hoog gehou. Die Gees van die Almagtige beweeg mense harte en die wat sy invloed gehoorsaam, word getuies vir God en sy waarheid. Op baie plekke kan mens toegewyde manne en vroue die lig wat die verlossingsweg deur Christus vir hulle duidelik gemaak het, aan ander sien oordra. En na mate hulle lig, soos diegene wat op die dag van Pinkster gedoop is, laat skyn, ontvang hulle al meer van die krag van die Gees. Op hierdie wyse sal die aarde met die heerlikheid van God verlig word. Aan die ander kant is daar sommige wat nie van hulle huidige geleenthede gebruik maak nie, maar ledig sit en wag dat 'n spesiale tyd van geestelike verkwikking hulle begaafdheid om ander in te lig grootliks moet vermeerder. Hulle verwaarloos die pligte en voorregte van die oomblik en laat hulle lig dof brand, terwyl hulle na die tyd uitsien, wanneer hulle sonder enige persoonlike inspanning spesiale seëninge sal ontvang, waardeur hulle verander en vir diens toegerus sal word. In die laaste dae, wanneer Gods werk op aarde afgesluit word, sal die ernstige pogings wat toegewyde werkers onder die leiding van die Heilige Gees aanwend, weliswaar vergesel gaan van besondere tekens van goddelike genade. Onder die beeld van die vroeë en die laatreëns wat tydens die saai en die oestyd in oosterste lande geval het die Hebreëse profete voorspel dat die genade van God in buitengewone mate op Gods kerk uitgestort sal word. Die uitstorting van die Gees in die dae van die apostels was die begin van die vroeë reëns en die gevolg was heerlik. Die teenwoordigheid van die Gees sal tot in die einde toe by die ware kerk bly. Maar kort voordat die oes op die aarde afgesluit word 'n spesiale uitstorting van die geestelike genade beloof om die gemeente vir die koms van die Seun van die mens voor te berei. Hierdie uitstorting van die Gees word by die val van die laatreëns vergelyk en dit is om hierdie bykomende krag dat Christene in tyd van die laatreëns tot die Here van die oes moet bid. In antwoord maak die Here die weerligte en hy sal aan hulle 'n stortreën gee. Hy laat op hulle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns. Sagaria 10 vers 1 en Joël 2 vers 23. Maar tensy die lede van Gods kerk vandag 'n lewende verbinding met die bron van alle geestelike groei het, sal hulle nie gereed wees vir die oestyd nie. Tensy hulle lampe in orde bring en brandend hou, sal hulle nie in die tyd van groot behoefte die bykomende genade ontvang nie. Net diegene wat voortdurend 'n nuwe toevoer van genade ontvang, sal krag hê na gelang van hulle daaglikse behoefte en hulle vermoë om daardie krag te gebruik. Bleks dat hulle na 'n toekomstige tyd uitsien, wanneer hulle deur 'n spesiale bedeling van geestelike krag 'n wonderwerk sal ondergaan om hulle toe te rus vir sielereddende werk, gee hulle daagliks aan God oor, sodat hy van hulle geskikte werktuie vir sy gebruik kan maak. Daagliks maak hulle gebruik van die geleenthede vir diens wat binne hulle bereik is. Daagliks getuig hulle vir die Meester waar hulle ook al mag wees, het sy in die beskeie werkkring van die huisgesin of in die openbare veld van bruikbaarheid. Vir die toegewyde werker is dit 'n heerlike troos om te weet dat selfs Christus, sy Vader, gedurende sy lewe op aarde daagliks om 'n nuwe invulling van die nodige genade gebid het. En na hierdie gemeenskap met God het hy uitgegaan om ander te versterk en te seën. Aanskou die Seun van God in gebed tot sy Vader neergebuig. Hoewel hy die Seun van God is, versterk hy sy geloof deur gebed. En deur gemeenskap met die hemel vergaar hy vir hom die krag om sonde te weerstaan en om in die behoeftes van die mense te voorsien. As oudste broer van ons geslag is hy bekend met die behoeftes van diegene wat swak is,
en in 'n sondige, verleidelike wêreld leef, maar nogtans begeer om op hom te dien. Hy weet dat die boodskappers wat hy dit gerade ag om uit te stuur, swak, dwaalende mense is. Maar aan almal wat hulle geheel en al aan sy diens wy, beloof hy goddelike bystand. Sy eie voorbeeld is 'n versekering dat ernstige, volhardende gebed tot God in geloof wat tot algehele afhanklikheid van God en onvoorwaardelike toewyding aan sy werk lei, in die stryd teen die sonde sal help om die bystand van die Heilige Gees na die mensdom te bring. Elke werker wat Christus se voorbeeld volg, sal gereed wees om die krag wat God aan sy kerk beloof het, om die oes van die aarde ryp te maak, te ontvang en te gebruik. Elke oggend wanneer hulle die evangelie boodskappers voor die Here kniel en hulle behoeftes van toewyding aan hom hernie, sal hy die teenwoordigheid van sy Gees met sy opwekkende, heiligende krag aan hulle skenk. Wanneer hulle uitgaan om die pligte van die dag te verrig, het hulle die versekering dat die ongesiene werking van die Heilige Gees hulle in staat stel om medewerkers